TGBN TV. 'n Hartlike goeiemôre aan al ons pragtige maatjies by ons program Soldaaitjies vir Jesus, aangebied deur Naomi Fris. Eerstens wil Tannie vir al ons nuwe maatjies wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het, sê baie hartlik welkom. Mag julle elke program sommer baie geniet, hoor? En dan wil Tannie vir al ons maatjies wat hierdie week verjaar, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou baie ryklik seën. Mag dit vir jou 'n mooi en 'n gelukkige dag wees. En mag die Here elke oomblik van die nuwe jaar met jou wees. Liewe maatjies, dit is tyd vir Soldaaitjies vir Jesus. Elke oggend om 9 uur. Kom maatjies, kom kry nou al julle goedjies bymekaar en julle maatjies bymekaar en kom luister na Soldaaitjies vir Jesus. Is dit nie wonderlik nie, liewe maatjies, om weer vandag saam met Tannie rondom die woord van die Here te kuier nie? Dit is so lekker om die Here te dien. En weet julle, dis so lekker om meer en meer van liewe Jesus te leer. Is dit nie wonderlik nie? Tannie wil vandag vir julle 'n storie vertel uit die Bybel. Die 12 spioene. Julle moet baie mooi luister, hoor. Josua en Caleb het skrikwekkende dinge gesien, maar het gekies om God te vertrou. Ons kan God ook in skrikwekkende tye vertrou. Tye, maatjies, wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy hartseer is, onthou, dan kan jy altyd op liewe Jesus vertrou. En weet julle maatjies, liewe Jesus stel ons nooit ooit teleur nie. Is dit nie wonderlik nie, liewe maatjies? God is groter en magtiger as enige iets of enige iemand anders. Ons moet ons oë op God vestig, eerder as op die dinge wat ons bekommer. Die volk het gekies om die 10 spioene te glo, eerder as om God te vertrou en te glo. Ons moet God glo, aangesien hy altyd sy beloftes hou. Onthou, liewe maatjies, die Here kom altyd sy beloftes teenoor ons na. Nou hier kom die storie, die 12 spioene. God het beloof dat hy die Israeliete sou lei na 'n nuwe land wat oorloop van melk en honing. Nadat hulle die tabernakel gebou het, het God besluit om 'n sensus te neem en die mense te organiseer. God het gesê, almal moet getel en georganiseer word volgens hulle stam. Al die Israeliete het presies gedoen soos God beveel het. Gou is hulle kamp georganiseer en almal was op die plek waar hulle moes wees. 12 manne is gekies
om die land te gaan bespied, wat God gesê het, hy aan hulle sou gee. Is dit nie wonderlik nie, liewe maatjies? Alles wat die Here vir ons sê, dit moet ons net so doen. Die 12 verspieders het vertrek en die beloofde land binne gesluip. Hulle het 40 dae lank gereis en gekyk na al die wonderlike grond wat hulle kon bied. Hulle sny druiwe van 'n wingerdstok af. Die tros druiwe was so groot, 2 manne moes dit dra. Is dit nie awesome nie, kindertjies? Die spioene het teruggekeer. Dit is 'n baie goeie land, het hulle gesê. Kyk na hierdie druiwe wat ons gebring het, maar die mense daar is baie sterk. Hulle is reuse met sterk stede. Ons kan hulle nie verslaan nie. Caleb, een van die spioene, het gesê, ons kan die reuse verslaan met God aan ons kant. Josua, nog 'n spioen, het met Caleb saamgestem, maar 10 van die spioene was te bang om God te gehoorsaam. Hulle het nie geglo dat God magtig genoeg